geliefdes, ek groet u vandag in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus van Nasaret. En ja, geliefdes, wat 'n voorreg om u weer te kan bedien met die heilige woord van ons lewende Here wat hemel en aarde gemaak het. Nou geliefdes, as daar 'n ding is wat ek in my hart glo God se wil is dat ek en u wandel in die roeping waarin God ons geroep het. U weet geliefdes, baie het maar hierdie gedagte van die hemele. Ek het al gesien waar mense probeer in prentjies die hemele uitbeeld, is hierdie pragtige plek en oral lê mensies op die gras in groepies, gesinnetjies en kinders en mammies en pappies. Ag, en hulle lê en eet appels en hulle eet piesangs en sit hier by die waterstrome, kyk net vir die wolkie, kyk vir daai wolkie. Nou geliefdes, as dit ons gedagte oor die hemel is, wil ek vir julle sê wat ons mis. Want God se koninkryk is 'n aktiewe, 'n funksionele koninkryk. Ons gaan nie in die hemel eendag sit daar om waterstroompies en heeldag vir die wolkies kyk en vir die engele kyk en ons sit daar heeldag by 'n waterstroompie en ons eet vrugte nie. Nee, God se koninkryk is 'n aktiewe, lewende koninkryk. Nou geliefdes, so 'n klompie jare gelede gee die Here my eendag gedroom. Jy weet, God kies maar hoe moet ons te praat. En ja, die Here is tog al gebruik dit baie keer om my droom met my te praat. In hierdie een geval gee die Here my een aand 'n droom. Ek droom ek staan in 'n woonbuurt. Pragtige woonbuurt. Dis omtrent so, ek wil sê so 'n halfuur voor laaste lig. So dis redelik lig, maar ek kan sien dit raak nou skemer. En ek staan en ek kyk in hierdie buurt, die pragtigste huise, pragtigste buurt. Maar oral waar ek kyk, is daar net leeu's. En ek kyk hierdie leeu's so en terwyl ek so kyk, hoor ek ook hoe hierdie leeu's, mense wat in daardie huise woon, hoor ek so op die agtergrond, hoe skree hierdie mense soos hierdie leeu's hulle verskeer. Jy weet, ek word wakker, as ek so vir 'n week lank bid ek daaroor. Ek sê, Here, wat beteken hierdie droom wat u vir my gegee het? Nou ons weet, die leeu is maar altyd 'n tipe van die duiwel, nê? Hy sê mos daar, die duiwel gaan rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. En ja, hierdie leeu's is definitief die duiwel. So die duiwel is daar buite uit, en hy verskeer mense se lewens. En jy weet, die Heilige Gees begin met my praat oor hierdie droomgesig. En die Here gee my 'n woord in Openbaringe. En die Heilige Gees sê vir my uitdruklik hierdie woorde. Jesus Christus het na hierdie wêreld gekom om ons te maak konings en priesters vir ons se God. Geliefdes, ons roeping vir God, nie net vir hierdie wêreld nie, maar die een wat kom ook, het God ons geroep as konings en priesters vir sy koninkryk. Nou geliefdes, kyk net die genade en die liefde van God. Die Here het nie net na hierdie wêreld gekom, soos die Engelsman nou sou sê, die Here het damage control gekom doen nie, net die mens gered en daar in die hemel gekry nie. Nee, God het ons gered met 'n doel en 'n rede ook, dat ons as konings en priesters vir ons se God sal wees. Hy sê Openbaringe so. Jy weet geliefdes, Petrus kom ook daar en hy sê, ons is 'n uitverkore geslag. Ons is 'n koninklike en 'n priesterlike geslag. Aan 'n plek sê hy, almal wat deel sal wees van die eerste opstanding uit die dode, sal saam met Jesus Christus vir 1000 jaar op hierdie aarde regeer. Geliefdes, God se roeping vir my en u is om konings en priesters vir ons se God te wees. En jy weet, die Here begin met my praat eers oor priesterskap. Geliefdes, nou as ons gaan kyk in die Ou Testamentiese tyd, dit is daar waar God die eerste godsdienststelsel ingestel het, deur Moses en Aaron, en die wette en die tabernakel, het God 'n groep mense uitverkies wat slegs die ampt van priesters kon bedien. Nie almal kon priesters wees nie. Konings op daai tyd was nog nie eers daar nie. Is eers in Samuel se tyd, wat die volk van Israel wil nou tipe soos die wêreld raak. Want God wou hulle koning wees nie. Wat wil Israel hê? Hulle soek ook 'n aardse koning. Hulle wil ook daarin invoel by die ander volke, tale en nasies. Hoe sê ons nou vir 'n ander volk, as sy koning sê, ek wil met jou koning kom onderhandel en praat, sê, maar ons koning is in die hemel. Nee, ons soek 'n koning hier. En daar, deur die besluit van 'n mens, wat die mens begeer,
gee God dan ook die koningskap in Israel. Nou geliefdes, in die Ou Testamentiese tyd, een persoon kon nie al twee ampte besit nie. 'n Persoon kon of net 'n priester wees, maar dan moet jy uit die stam van Levi wees. En 'n koning kon uit een van die ander stamme kom en natuurlik die volk het hom uitverkies, of God het hom uitverkies en God het hulle gesalf as koning oor sy volk. So, in die Ou Testamentiese tyd, geen persoon het albei ampte besit nie. Een kon of net 'n priester wees, of een kon net 'n koning wees. En geliefdes, hier is iets omtrent konings en priesters vir God. Ons lees van een man in die Ou Testamentiese tyd, wat albei die ampte gehad het. En sy naam was Melchisedek. Die Bybel sê hy was koning van Salem, en hy was ook priester van God. So hier was 'n man, ons weet nie veel van sy lewe nie, van wat sy godsdienstorde was hy, want hy was nie van Aaron se godsdienstorde wat God ingestel het, wat die wette en die offers moes doen nie. Hierdie man het in 'n ander orde behoort, wat die Bybel nie vir ons regtig sê, waar het hy hierdie ampte van hom, en hoe hy dit voor God uitgeleef het nie, maar daar was so 'n man. Dan kom ons by Jesus Christus. En dis hoekom hy ook daar gesê het in die woord, hy sê, God praat met sy seun Jesus, hy sê, u sal hoëpriester wees volgens die orde van Melchisedek vir ewig. So, die orde van Melchisedek het wie ook al in daardie bediening gestaan het albei ampte gehad, koning en priester. En ons begin by die Here Jesus Christus. Jy sien, Jesus Christus is koning en priester volgens daardie orde. Hy is koning en hy is priester. Nou geliefdes, ons is dan mos aangestel in sy koninkryk as konings en priesters, want ek en u dien onder hierdie orde van ons Here Jesus Christus. En daarom is hy die koning van die konings en die Here van die Here. Hy is die koning van die konings en natuurlik die konings van die aarde. En hy is die hoëpriester van hierdie orde van Melchisedek. En daar is ek en u in hierdie orde ingestel van Melchisedek, waar ek en u die groot genade van ons heilige God stel hy vir my en u aan as konings en priesters, waarvan Jesus Christus, hy is ons hoëpriester en hy is ons koning. En net soos in die Ou Testamentiese bedeling, net die hoëpriester kan in die allerheiligste ingaan. En dis waarom Jesus Christus sit aan die regterhand van God. Hy sit in die allerheiligste. Hy is die hoëpriester van hierdie orde. Geliefdes, en dis God se roeping vir my en u. En nou kom die vraag, maar goed, wat is die pligte van 'n priester en wat is die pligte van 'n koning? Kom ons begin by priesterskap. Nou geliefdes, as ons in die Ou Testament gaan kyk, wat is 'n priester? Is iemand wat afgesonder word deur God om dienswerk en offers aan God te bring. Geliefdes, geen mens, selfs in die Ou Testamentiese tyd, al was ek 'n hoe mooi Jood gewees, al het ek 'n hoe mooi lewe geleef, as ek nie aangestel was as 'n priester nie, kan ek nie offers aan God bring nie. Geliefdes, jy moet 'n aanstelling as 'n priester hê om offers aan God te bring. Want jy sien, die priesters in die Ou Testament, wat het hulle gedoen? Hulle het die tempel bewerk, hulle het dit skoon gehou, hulle het die goed in stand gehou, hulle moes die offers voorberei, en dan kan jy gaan lees, dit was 'n groot taak vir hierdie priesters gewees. Van die diere moet geslag word, party van hulle moet op vuur gegooi, party moet van as gemaak word. Daar was soveel voorskrifte, en hierdie priesters se werk was gewees om hierdie offers voor te berei vir God. Dis die werk van 'n priester. En die ander werk was, hy het dienswerk in die tempel van God gedoen. Geliefdes, kom ons daar vandag toe. En ek sê vir myself, maar goed, as ons priesters is, watse offers en dienswerk bring ons dan vir God? Dieselfde, my geliefde broer en my suster. Dit wat ek fisies in hierdie wêreld doen vir die koninkryk van die hemele, soos in 'n gemeente, bussies ry, Sondagskool hou, al hierdie goede, dis dienswerk, fisiese dienswerk in die koninkryk van die hemele. En dis die werk van 'n priester. Halleluja. Geliefdes, nou kom ons en ons vra goed. Nou watse
Dit is diens wat ons lewer, tot ere van die naam van die Here as priesters. Maar wat is die offers? Want ons slag mos nie meer diere nie, ons bring mos nie meer bloed en sulke goede voor die aangesig van die Here om offers aan hom te bring nie. Wat is hierdie geestelike offers, wat ek en u aan God bring? Geliefdes, dis offers soos toewyding, offer van gehoorsaamheid, 'n offer van gebed. Gebed is 'n offer. Ek wil 'n video ook vir u gee op 'n stadium wat gaan oor gebedsoffer. Jy kry 'n gebed en jy kry 'n gebedsoffer. Dis 'n verskil. Ons gaan nog daaroor gesels. Maar dis 'n offer wat ons aan God bring. Geliefdes, aanbidding. Dis offers wat geestelike offers wat ons aan God bring. Voorbidding, wanneer ons pleit vir siele voor die koninkryk, voor die aangesig van die lewende Here. Dis geestelike offers. Geliefdes, en in daardie amp staan ons. Dit het nie verander nie. In die Ou Testament was dit meer vleeslike dinge. In die Nuwe Testament is dit meer geestelike dinge. U weet, geliefdes, en ek wil graag die ding met u deel, ek het baie daaroor gewonder. As ons priesters is, volgens die woord, die ding het het ek al my geplan, ek het daaroor gedink. Veral as ons in 'n gemeente opset kom, en ons bring byvoorbeeld 'n offer van aanbidding. Onthou, ons is priesters. Goed, wat doen ons? Ons bring offers. Wat is aanbidding byvoorbeeld? Ek gebruik dit net as 'n voorbeeld net. Dis 'n geestelike offer. En weet jy, my geliefdes, ek het dit oor en oor in my lewe gesien, dat wanneer 'n gemeente bymekaar kom, en daar word aanbidding gedoen. Dis 'n offer, gebed is soos, aanbidding is soos 'n reukoffer, wat ons voor die aangesig van die lewende Here bring. So wanneer ons hierdie offer bring, en hierdie offer is vir God aanneemlik, halleluja, raai wat gebeur? Die salwing van die Heilige Gees daal in ons midde neer. En weet u wat, dit kan ook gebeur, dat priesters bring gebreklike offers. God aanvaar nie 'n gebreklike offer nie. En ek gebruik hier net as 'n voorbeeld, dat ons kan verstaan, hierdie priesterskap, hoe belangrik is dit vir ons, en ook vir God. Jy weet, is wanneer daar in 'n gemeente aanbid word, en weet jy, ek het in my lewe dit so gesien, dat ek stom staan dat mense dit doen. Wyl hulle aanbid, kyk vir die horlosie, gaap, kyk die kant, kyk daai kant, terwyl hulle sing. Weet u wat? Dis 'n veragtelike offer vir God. Ons is besig om te aanbid, maar my hart is nie by hom nie. Is net my lippe wat hom vereer. En ek kyk hierdie kant en ek kyk daai kant. Weet u, daai offer vir God is verwerplik. En hoeveel maal ek in my lewe gesien, staan ons en dan aanbid. Daar's geen salwing nie. Daar's net een antwoord. Daardie offer is vir God verwerplik. Hoe lyk hierdie priesters as hulle na God toe kom? Ek het maar altyd vandat ek tot bekering gekom het, selfs as kind, het ek dit gesien, geliefdes, dat voor ek in die huis van die Here gaan ek eers daar in die binnekamer, daar in die bidkamer. Daar soek ek eers die Here se aangesig. Kry eens my hart reg. Kry eens my gedagtes reg. Skud die dinge van hierdie wêreld af. Doen sondebelydenis, want ek gaan nou in die teenwoordigheid van die heilige God instap. En dan wil ek vir hom 'n offer bring. Hoe kan ek as die teenwoordigheid stap, wanneer my gedagtes nog belaai is met vleeslike, aardse dinge? Staan daar in die rye banke en ons gesels al hierdie ligsinnige ou goedjies. En dan wil ons nou instap en vir God 'n offer bring. Geliefdes, ons belieg onsself as ons dink dis 'n manier om God te aanbid. Ons is priesters vir ons God. En God roep my en u vir hierdie priesterskap. Die een wat ek met u op 'n stadium wil deel is die gebedsoffer. Daar die een offer, geliefdes, wat die hemel vir jou oopmaak, wat bande breek, wat genesing bring, wat oorwinning bring. Geliefdes, God het vir ons al hierdie wonderlike geestelike gawes gegee. Ons moet dit net gebruik en geweet hoe om dit te gebruik en dit reg te gebruik. Geliefdes, aan die laaste ene gaan oor konings. Nou, die woord van die Here sê, my geliefdes, dat wanneer Jesus gaan terugkom, gaan ons saam met hom regeer. Ons gaan as konings saam met Jesus Christus. Hulle wat gered word,
Hulle wat deel is van die eerste opstanding uit die dode, gaan saam met Jesus terugkom. Die woord sê so. En ons gaan op hierdie aarde vir 1000 jaar saam met Jesus regeer. Natuurlik, na die 1000 jaar sal Satan mos nou weer losgelaat word, want hy word mos gebind, en dis die vrederyk, koninkryk van ons Here Jesus Christus, waar die lam by die leeu sal lê, die kind sal by 'n slang se gat, adder se gat speel, is hom geen skade doen nie, daar sal nie oorlog wees nie. Hierdie wêreld sal weet wat vrede is, en natuurlik op die einde daarvan, dan sal Satan weer losgelaat word, en hy sal weer opstaan teen Jerusalem, en dan sal God hierdie aarde tot nuut maak, dan kom daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, geliefdes, en sal ons saam met Christus vir ewig regeer, wat ons altyd net sal moet weet, dat Jesus sal altyd wees en bly, die koning van die konings, en die Here van die Here. Hy sal altyd ons hoëpriester bly. Jy weet, ons moet baie versigtig wees as ons daardie ding wil verstaan, om gelyk aan Jesus te wees. Ja, ons sal gelyk aan hom wees in 'n verheerlikte liggaam. Ons sal sekere dinge hê wat gelyk is aan hom, maar ons sal nooit gelyk aan Jesus wees nie. Hy is en bly altyd die Seun van God. Hy is en bly altyd God. Ons sal nooit gelyk aan God kan wees nie. Ek ken een wat dit mos probeer het daar in die hemel. Hy wil mos gelyk aan God wees. En hy's uit die hemel gewerp. So ons sal nooit gelyk aan Jesus kan wees, in die sin van, in sy amp, as die Seun van God, as die hoëpriester nie. Ons sal hom vir altyd aanbid. Geliefdes, daarom wil ek u vandag oproep. En ek wil u bemoedig, want u weet, hierdie dinge het ek vir soveel jare geken, maar daar kom 'n tyd in jou lewe wat die Gees van die Here, net hierdie beginsels in jou gees lewend maak. En mag die Here vandag hierdie beginsels ook in u lewe lewend maak. Dat u begin na u self kyk, soos God na ons kyk. Dit gaan nie oor die opheffing en die verheffing van my as mens nie. Nee, Jesus sal altyd die weg, die waarheid en die lewe wees. Halleluja. Hy sal altyd die olyfboom wees. En ek sal maar net 'n olyftakkie wees wat ingeënt is op hierdie makolyfboom. My lewe sal altyd uit hom wees. Hy sal altyd koning, Here en God wees. So, ons wil nie die mens verhef nie, nee, maar is God se wil dat ek en u verstaan die roeping waarin God ons geroep het, dat ek en u die geloof en die vertroue in God opneem, om in daardie autoriteit en gesag te wandel, wat die Here vir ons gegee het, want ons is mos in Christus. Ons is mos nuwe skepping, ons is nie meer van hierdie wêreld nie, ons is net in hierdie wêreld. En geliefdes, dis ook waar ons bediening, ons naam vandaan gekry het, toe die Here die ding klompe jare terug in my gees vir my lewend maak, dat hy het ons gekom maak, koning Jesus het ons kom maak, konings en priesters vir ons God. Mag die Here dit ook aan u openbaar, mag die Here u innerlike krag gee, geestelike wysheid, mag die Here u aanraak vandag, dat u sal opstaan in die naam van die Here, en die roeping uitleef wat die Here u geroep het, koning en priester, dat u daardie bediening sal uitleef en die Here daarin sal verheerlik, in Jesus se mooi naam. Mag u geseënd wees, mag u gesin geseënd wees, mag die God van die vrede vir u doen, ver bo wat u kan bid of dink, en mag die God van die vrede u volkome heilig maak, en u algeheel gees, siel en liggaam onberustig bewaar, tot op die dag van ons Here Jesus Christus. En die Here wat ons geroep het, ons God wat ons geroep het, is getrou, hy sal dit doen, in Jesus naam. Amen en amen.